Goeiedag en baie welkom by vandag se Bybelstudie. Ek hoop dat dit vir jou tot seën sal wees en dat jy ook iets van God se genade sal ervaar in die gedeelte wat ons gaan saam lees. So ons gaan saam lees uit Markus 10 en daar sal lees ons oor die ryk man in vers 17 tot vers 31. Ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra hom, "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord hom, "Meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom." Jesus het stip na hom gekyk, hom liefgekry en vir hom gesê, "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my." Maar hy het neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe om hom rondgekyk en vir die disippels gesê, "Hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan." Die disippels was verbuisterd oor sy woorde. Jesus sê toe weer vir hulle, "Kinders, hoe moeilik is dit tog om in die koninkryk van God in te gaan? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God te gaan." Die disippels was heeltemal uit die veld geslaan en het vir mekaar gesê, "Wie kan dan gered word?" Jesus het stip na hulle gekyk. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. Petrus het vir hom gesê, "Kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg." Jesus het geantwoord, "Amen, ek sê vir julle, daar's niemand wat huis, broers of susters, moeder, vader of kinders of grond, terwille van my en terwille van die evangelie agterlaat, en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en vervolgings daarmee saam, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Ons gaan tot daar sal lees. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, besef ons dat hierdie ryk jong man, dink ek, met baie edele bedoelings na Jesus toe kom. Ons sien dit in vers 17 waar hy op sy knieë val en vra, "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf?" Nou, dis nogal 'n gelaaide sin. Ek dink as ons daarna kyk, sien ons iets van leermeester, hy sien hom as 'n rabbi, so dis 'n erkenning van status en eer. Vir hom wat 'n ryk man is daar ook 'n klomp status en eer daaraan gekoppel. Sy vraag, moet ek doen om die ewige lewe of die ewige lewe te beerf? Wat ons sien in vers 17, sê, as 'n mens dan vra, wat is ewige lewe? Hierso, wat is redding? In die betekenis vir Markus is dit iets van om by God te wees, om in God verbind te wees. So dit is nie iets wat bedoel word as eendag daar ver of eendag nadat ek hier op die aarde is nie. En ek dink die slot van hierdie gedeelte sluit ook daarbey aan, as 'n mens dan kyk na en vers 30, "En nou in hierdie tyd 100 maal soveel ontvang huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en vervolgings daarmee saam." So dit sê iets van hulle huidige omstandighede. Markus, as ek jou kan herinner, is geskryf vir 'n gemeente in Rome, en dan as 'n mens praat van huise, broers en susters, ma's en kinders, is dit iets van die gemeenskap, om iets van jouself op te gee en iets van God binne hierdie gemeenskap te ervaar, juis my ingesteldheid dan teenoor ander. So om op sy knieë te val is ongewoon vir 'n ryk man, is ongewoon vir iemand van status, want dit toon eerbied, en dit sê iets van ek lê my status neer. Maar ons kan vra, dan doen hy regtig. As ons kyk na vers 18 se gedeelte, wat sê, Jesus het hom geantwoord, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God." Dui dan juis eintlik
ook daarmee saam iets aan van Jesus wat later vir die disippels sê dat dit God is wat vergewe en God is wat alles moontlik maak. In vers 27, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. So ons sien wat hulle in die Bybelwetenskap noem iets van 'n chiasme, iets van 'n sulke sirkelmotiewe of goed wat so oorkruis met mekaar hierso in terme van iets wat jy gewoonlik eintlik maar in kuns of in poësie sien, maar sien jy in terme van tema hierso in hierdie gedeelte. Kom ons kyk dan 'n bietjie verder. So in terme van die teologie wat 'n mens daar kan sien, is dit nie 'n oppervlakkige vroomheid van Jesus hierso nie. Dit is opregtheid, maar as ons daarna kyk, is dit juis ons sondigheid van die mens wat deur God se heerlikheid en deur God se almag en God se genade oorskadu word. So ek het nogal gewonder met die volgende gedeelte of dit dan sin maak dat hierdie gebooie wat hier genoem word saak maak, want hy sê elke goed, jy ken die gebooie en die man sê van ja, maar ek het dit alles gedoen, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie moord pleeg nie egbreek pleeg nie bedrog nie, eer jou vader en jou moeder, dalk moes daar iets bygesit het van jy mag nie steel nie, want vir hierdie ouens in daai tyd om hierdie tipe van rykdom te kon kry, sou baie keer ook beteken het dat dit van ander af gevat was en dit onregverdig was. So dit is eintlik dalk tog wel relevant as ons hierna kyk. Die gedeelte waar Jesus vir hom sê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, is iets wat nogal vir my uitstaan in hierdie gedeelte, maar op 'n ander manier as wat 'n mens gewoonlik hierdie gedeelte lees. Baie keer word daar na hierdie gedeelte verwys as 'n afwys teenoor rykdom en dan word mense baie keer gemanipuleer en sleg laat voel om te sê maar ek moet nou alles gaan verkoop, ek mag nie ryk wees nie, daai tipe ding. Ek dink hierin moet 'n nuance gesien word. Ons moet daarin 'n nuance sien dat dit nie gesê word vir al die mense nie. Inteendeel, ons weet uit ander goed dat daar van die rykes is wat Jesus se campaign vir hom befonds het. So het Jesus 'n issue met rykdom? Ek dink nie so nie. Ek dink dit gaan eerder hierso op wat se goed wat hy op aanspraak maak. En waar's dit wat hy sy crutch is, en dis eintlik juis by sy rykdom. Dis eintlik juis oor sy status, oor sy mag, en dit staan dan teenoor hierdie gedeelte wat ek vroeër gesê het van vers wat is dit? Vers 29. Wat sê daar's niemand wat huis, broers, susters, moeder, vader of kinders of grond ter wille van my en ter wille van die evangelie agterlaat en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Is nou vers 30, huise, broers en susters, maas en kinders en grond. Want die gedagte is waar jou rykdom lê. In die eerste plek vir hom om sy rykdom weg te gee, is dis nie sy rykdom nie, dit is sy familie se. So as ons kyk daarna, dit wat hy het is nie net syne nie, dit is 'n hele erflating wat aan ander mense ook behoort. Maar moontlik sien Jesus dit raak binne hierdie persoon en kom agter maar dit het hierdie persoon se hele wese geword. En dit is die ding wat in die pad staan. Mens sal ook kan vra, gaan gee die goed weg wat aan jou behoort, of kan 'n mens dalk sê die goed waaraan hy behoort, dat hierdie dinge 'n houvas op hom het. Daar's vir my iets nogal in hierdie gedeelte van Jesus het hom jammer gekry. En of Jesus het hom liefgehad en vir hom gesê van vers 21. Wat dalk iets van Jesus se opregtheid. Ek dink hy sien raak wie die persoon is. En die persoon wat dan nie sy besittings kan weggee nie. Nie dit waaraan hy nog vashou nie. Wat vir ons 'n vraag kan laat vra, vir alles 'n mens aan sy beginvraag vra van wat kan ek doen om die ewige lewe te erf?
is die ewige lewe dan die hemel eendag? En ek dink nie dis dit nie. Ek dink dit is die teenwoordigheid van God. Hoe is ek bewus van God se teenwoordigheid? En juis die goed wat hy besit, of kan 'n mens sê die goed wat hom besit, is dit wat hom weghou van die ewige lewe af. Is dit wat hom weghou van om God raak te sien, of om raak te sien maar hier's huise en mense en broers en susters en moeders en vaders en ook die swaar kry om my, en dat hierdie dinge ek aandeel het. En in plaas van ek besit hierdie goed, maar eintlik besit hierdie goeders my. Dan kan 'n mens bietjie verder kyk wanneer Jesus die disippels toespreek. Daar's nogals bietjie laasie aan die een kant oor die beeld van die kameel deur die oog van 'n naald, of dit 'n ding is wat gesegde was in daai tyd om te sê, maar hierdie gaan nie gebeur nie, jy kry nie 'n kameel deur die oog van 'n naald nie. In Afrikaans sou dit vir ons wees om te sê, daai kite gaan nie vlieg nie. Of daar's ook spekulasie of die oog dan 'n poort was wat baie nou was en wat kamele nie deur kon kom nie. Oorgeset synde, dit beteken hierdie gaan nie gebeur nie. Daarteenoor vir God is alles moontlik. Dat hierdie skeiding van God oorbrug kan word deur God. Dat God mense raak sien vir wie hulle is. Dat God vir mense genade het. En dat dit belangrik is. So ek dink ons kan daarin sien, as hulle dan vra, wie kan gered word? En Jesus antwoord, by God is alles moontlik. So dit is die oortreffing dan van waar hierdie fokusverskywing eintlik behoort te wees, in vers 26 en 27. Ek het reeds al gepraat oor vers 28 tot 30, wat sê dit wat weggeneem word, maar dit wat jy ontvang. En ek dink hierdie gedeelte help ons met 'n stuk perspektief, om raak te sien by wie ons ingesluit is, as ons agterkom, ons het die ewige lewe. Wanneer ons raak sien dat ek by God ingesluit is, dan raak hierdie dinge nie vir my die probleem nie. Want terselfdertyd sal 'n mens kan sê dat vir die wat arm is geld ook 'n probleem. Net soos vir die wat ryk is, geld 'n probleem kan wees. En dat die eintlik maar twee kante van dieselfde muntstuk kan wees. Hierdie gedeelte, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, sal eerste wees. Lig vir ons iets daarvan uit, dat mens baie maklik terselfdertyd in jou rykdom of in jou armoede kan vashou, en eintlik is die fokus by God. Ek hoop is vir jou 'n mooi week, ek hoop is vir jou baie insiggewend gewees, en mag jy dan in die ewige lewe gaan leef saam met God, om te weet ons is van God afhanklik en dat jy by God ingesluit is. Mooi dag vir jou, totsiens.